2026 is nie 'n goeie jaar vir die kleurvolle politikus Julius Malema nie. Nie net is hy skuldig bevind op verskeie aanklagte van die wapenwet deur Landdros Twanet Olivier nie, wat effektief sy politieke loopbaan potensieel kan beëindig nie, maar is hy ook nou aangekla in terme van die gemeenereg en ten opsigte van minagting vir die hof vir uitsprake gemaak na afloop van die beskuldiging. Die basiese klag is eintlik maar inmenging in 'n hofproses terwyl daardie aktiwiteit aan die gang is. En dit is altyd van toepassing, ten minste binne 'n Romeins-Hollandse regskonteks, dat alle betrokkenes by die hofstryd moet ten alle tye respek vir die hof vertoon. Dit was duidelik nie die geval met meneer Julius Malema nie, en dit was duidelik dat hy in verskeie opsigte teen Landdros Twanet Olivier uitgevaar het, wat beskryf kan word as vernederend, rassisties en seksisties. Hy het ook haar regsoordeel in twyfel getrek, en dit kan uiteraard gesien word as 'n ernstige poging om regsprosesse en die onafhanklikheid van die regbank polities gesproke te ondermyn. Dit terwyl meneer Malema alreeds 'n hofstryd in die gesig staan, gaan daar nou verdere sake teen hom dien, en dit kan sy posisie net verder bemoeilik. Uiteraard raak dit ook baie direk meneer Malema se posisie by die regtelike dienstekommissie. Nou die regtelike dienstekommissie waarvan hy lid is 'n kommissie wat verantwoordelik is vir die aanstelling van regters en ook die beoordeling van die optrede van regters. En natuurlik kan dit 'n konflik van belange veroorsaak. En in die verband sal meneer Julius Malema dus sy posisie moet heroorweeg binne die regtelike dienstekommissie. En ek kan maar net hier sê dat my verwagting is nie dat hy vrywillig van daardie posisie sal afstand doen nie, maar trouens, hy sal eerder sy bes probeer om die magsbasis daar te behou. Mens kan maar net die hoop uitspreek dat die parlementêre prosesse en die optrede van alle ander rolspelers in die verband die reg kan laat geld, want ek dink nie meneer Malema behoort na hierdie skuldig bevinding en sy verdere optrede by die regtelike dienstekommissie te gaan sit nie. Verder is dit belangrik om te noem dat meneer Julius Malema nog nie in die tronk is nie, maar dat hy en sy party skynbaar op die afdrand is. Nou meneer Julius Malema is 'n ou jakkals in die politiek en ken al die trucs van politiek. En die een saak wat hy by die ANC geleer het en baie sterk by die EFF toegepas het, is dat genoeg mag kan reg bepaal. En dit het ons gesien met Jacob Zuma tydens die 2021 geweld. En die verwagting is dat meneer Malema by uitstek gaan probeer om mag te mobiliseer. Verder gaan hy ook probeer om strategiese vennootskappe te sluit met partye, groeperinge en individue wat sy saak simpatiek gesind is. En dis duidelik dat daar heel party hiervan is, selfs lede binne die ANC wat op die oomblik in die beskuldigde bank is vanweë korrupsie en ander oortredings, maar ook 'n party soos die MK-party wat in terme van sy eie doelwitte, grondwetlike bepalings eintlik 'n anti-stelselparty is en nie die Romeins-Hollandse reg eerbiedig en erken nie. Dit is duidelik dat dit nog nie die einde van meneer Julius Malema is nie, maar 2026 is nie sy beste jaar in die politiek nie.